Ja, die Here is groot. Ons dien 'n supergod wat onnatuurlik werk in sy goedheid en sy grootheid. En wat 'n lekkerte om so saam te kan wees. Nou, terwyl ons vanoggend het ek regtig so vryheid in die gees ervaar en ook om te aanbid. En jy weet, dit moet eintlik nie vir ons snaaks wees nie, dit moet vir ons baie normaal wees. Wanneer ek baie keer kyk na die Jode, wanneer hulle daar by die klaagmuur byeenkom en bid, daar's 'n voortdurende kom en gaan, en jy hulle dophou, dan is elkeen besig op sy eie manier. Nou, hulle maak so as hulle nou die Bybel of die Torah lees, hulle glo hulle moet beweeg, dit is 'n beweegoffer, dan maak hulle so, en hulle loop en lees sy Bybel, en ander sit, en ander staan, ander loop, ander is besig om te sing. En elkeen is op sy wyse besig met God. En ek glo dis waar ons godsdiens eintlik maar sy wortels het en behoort te hê, dat ons, en hulle is nie eintlik gepla wat die ander ou doen nie, want hy bid op sy manier, en hy maak so, maar hy's ernstig, en die Here moet vir ons help, dat ons ook hierdie erns aan die dag sal lê, en ook hierdie vryheid, nee, jy steek jou hande op, ag nee, ou wat dit nie doen nie, ook net so goed, maar hoe jy ook al jou godsdiens wil uitleef, gee uiting, want dis lekker, ons is vry in Christus, en ons aanbid hom. Nou, jou Bybel saamgebring het, vra ek jou om saam met my te lees Hebreërs, die 11de hoofstuk. Die boek van Hebreërs, die 11de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 en tot en met vers 6. Nou dit sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Tot sover in die woord van die Here in hierdie oggend. Nou, ons teksvers in hierdie oggend is vers 1 van die gedeelte wat ons gelees het, en dit sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die belangrikheid van geloof. Nou, wanneer ons oor geloof praat, is daar so geweldig baie wat hieromtrent gesê kan word, en dit kan baie preke bevat, maar ek wil dit in hierdie oggend kernagtig maak, en ek wil vertrou dat wanneer ons gekom het aan die einde van die boodskap, dat jy 'n beter begrip van geloof sal hê, en ook sal verstaan wat geloof eintlik, werklik in ons lewens bedoel is om te doen.
Nou die Christelike lewe het 2 bene waarop dit staan, en hierdie 2 bene is geloof en liefde. En albei hierdie 2, jy weet ek het bietjie oor dit gekyk en gedink, en dan besef ek, maar albei hierdie 2, geloof en liefde, is regtig ewe belangrik. Dit is so belangrik as wat jy 2 bene het. Jy kan nie regtig sê die been is belangriker as die ander een nie. Al 2 is ewe belangrik, en as ons standvastig wil wees in ons geestelike lewe, dan het jy 2 bene nodig. En bene laat jou nie net vas staan nie, dit laat jou ook vorentoe gaan. Nou elkeen van ons wat hier is, in jou hart het jy daai begeerte, Here, ek wil vorentoe gaan in my geestelike lewe. Dan moet ons seker maak dat ons albei hierdie 2 bene wat die Here vir ons gee, geloof en liefde, dat ons dit sterk gebruik. Nou, die woord geloof kom 209 keer voor in die Bybel. En dit op selfspreekboekdele. Ek meen, as dit nie so belangrik is nie, sal dit nie so baie vermeld word nie. Nou, in 1 Petrus 1 vers 8, vat Petrus beide hierdie 2, geloof en liefde, en bring hy dit saam in hierdie 1 vers, wanneer hy hierdie woorde sê, vir wie ons lief is. Hy praat van Jesus, hy sê, vir wie ons lief het, al het ons hom nie gesien nie. En dan sê hy, in wie ons glo, al sien ons hom nou nie, en in wie ons verbly met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. So Petrus wil vir ons sê, hierdie 2, geloof en liefde, dit is dit wat ons verbind aan die Here. Nou jy weet, nadat ek my hart vir die Here gegee het, was hierdie vers in 1 Petrus 1 vers 8, was dit een van die eerste verse wat ek in my Bybel onderstreep het. Ek was baie lief en is nog steeds lief daarvoor, wanneer iets my tref in die Bybel, dan onderstreep ek dit. En wanneer ek lees, dan val jou oog maklik op dit. En jy weet, dit is wat jou aanspreek. Jy weet, vir my, jonk in Christus, en ek kan nie vir jy sê hoe dit my aangegryp het, hierdie liefde van Jesus. Dis skielik so 'n werklikheid. Dis eg. Sy liefde vir my, maar ek ervaar ook, maar ek is lief vir Jesus. Iets wat nie voorheen was nie. Ek ervaar hierdie wisselwerking van liefde tussen Jesus wat my eerste lief gehad het, en ek wat skielik in 'n stadium van my lewe die Here ontdek en hom aanneem, en ek ontdek hierdie wonderlike liefde, en ek kan terug antwoord, en God antwoord, en dit is 'n voortdurende wisselwerking van liefde. Maar ek ontdek ook, my geloof is lewendig. Dis nie daai dooie geloof wat was voordat ek Jesus aangeneem het nie. En ek ervaar in my binneste wel daarop 'n blyskap en 'n vreugde, want dit is wat God se Gees in my werk deur geloof en deur liefde. Nou, een belangrike feit, glo, wat elkeen van ons in hierdie oggend van kennis moet neem, is dit dat die Bybel sê, God het vir elke mens geloof gegee. Die Bybel sê, hy het vir elke mens 'n mate van geloof gegee. Nou ek weet nie, ek wys nou maar so, maar ek weet nie hoe groot is daai mate
wat die Here vir ons gegee het nie. En daarom dat God elke mens regverdig kan oordeel. Want hy gee vir elke mens hierdie geloof in jou binneste en dis vir elke mens om te besluit wat gaan jy met daai geloof maak. Jy weet net, ek kry ook nie skrif in die Bybel wat vir my sê dat die Here het vir sekere ouens meer geloof gegee. Ek glo dat die Here het presies dieselfde hoeveelheid, selfde mate van geloof vir elke mens op hierdie aarde gegee. Nou, en die groot vraag is net, wat maak ons met daardie geloof? Nou, voordat jy Jesus aanneem, is jou geloof passief, né? En wanneer jy Jesus aanneem, word dit aktiewe geloof. Selfs die ateïs wat sê hy glo nie, sê in der waarheid hy het geloof, want luister na die woorde, hy sê ek glo nie. So hy sê eintlik ek het geloof, maar ek wil dit nie gebruik nie. Hy het negatiewe geloof. Nou, Rita het ergens dink die week interessante persoon ontmoet. Ek wil eintlik sê interessant nie. En die persoon sê, hy glo nie in die Here nie. Gelukkig nie van die heilbron nie. En jy kan amper nie glo, as mense in ons tyd wat nie in die Here glo nie. En hy is baie openlik omtrent die saak, hy glo nie in die Here nie. En, maar wat hy in der waarheid sê, ja, ek het geloof, maar ek verkies om dit negatief te gebruik. En ek skep maar my eie God met my eie slimmigheid. Hierdie ouens wat gewoonlik nie glo nie, is gewoonlik baie slim, né? En ongelukkig is daar geen mens wat slimmer as God is nie. Daarom kan geen mens God wegredeneer nie, want dan dink jy mos, jy slimmer as God. Nou geloof kan een van drie wees. Dis of passiewe geloof. Nou hoekom het mense passiewe geloof? Hulle die wêreld en die sonde is vir hulle te lekker. So hulle wil nie Jesus aanneem nie en hulle verkies los my geloof net daar, né? En dan is daar aktiewe geloof, mense wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, en dan is daar negatiewe geloof wat sê ek glo glad nie. Nou, ek wil net vinnig hierdie ietsie met u deel, want dit het my nogal baie in die hart getref. 'n sekere evangelis, en ek baie van u sal van hom weet, Reinhard Bonke, hy het baie in Afrika geëvangeliseer, regtig duisende, ek wil glo eintlik miljoene mense vir die Here in die koninkryk ingebring, groot veldtogte waar honderde duisende mense na gekom het, en hy het die evangelie aan hierdie mense gebring. En by geleentheid sê hy, word hy uitgenooi hier in Suid-Afrika deur die televisie om op 'n geselsprogram te kom deelneem, en die persoon in gesprek teenoor hom sê hy is 'n ateïs en hy glo nie. Hy sê dat hy glo nie dat die bloed van Jesus krag het nie. Hy sê hy glo dat die bloed van Jesus het sy krag verloor. So hy maak 'n geweldige stelling. En Reinhard Bonke stop hom, hy sê vir hom, maar waarom glo jy nie? Hy sê vir hom, maar die wêreld om ons wys dit. Hy sê, want kyk hoe lyk die wêreld, nadat Jesus gesterf het, is die wêreld nog so sondig en sleg en verkeerd. En Reinhard Bonke stop hom en hy sê vir hom, maar in ons wêreld is daar baie seep. En hy sê ten spyte van die feit dat daar baie seep is daar baie mense
was steeds veilig. En die ou raak stil, en hy sê vir hom, maar seep, jy kan dit daar sit, seep moet aangewend word, né? Net daar los, jy gaan nie skoon word nie, moet aangewend word. Hy sê vir hom, dieselfde met die bloed van Jesus, dit moet aangewend word aan jou lewe. Jesus moet aangeneem word, sy bloed moet jou was en reinig. Jy sê, en die wêreld is in hierdie toestand, sê God se skuld nie, dis die mens wat nie Jesus se bloed wil aanneem en toelaat dat sy bloed hulle was en reinig nie. Nou, geloof is so belangrik dat die Bybel vir ons 'n definisie het. Nou die kinders op skool weet, en ek ook, jy moet vreeslik baie definisies geleer het van dit is dit, daai definisies, né? Nou, en so het ons 'n definisie rakende geloof. En dan is dit ook opvallend dat liefde 'n definisie het. Nou, sover ek kan sien, is daar regtig net hierdie twee, geloof en liefde, waar daar 'n definisie, 'n omskrywing van is. Nou, as die Here wil, voel dit lê op my hart, dan wil ek dan ook moontlik volgende Sondag, dat ons sal kyk na hierdie ander been, die liefde en die definisie rondom dan liefde. Nou die definisie, terug, die definisie van geloof, ek gee dit vir u, dit staan in die Bybel, dit wat ons vanoggend gelees het, Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou jy weet, die wêreld sê, sien is glo. Die wêreld sê, maar ek wil sien, wys vir my, dan sal ek glo. Maar wanneer dit kom met die geestelike, dan sê die Bybel vir ons, die Here sê, nee, jy moet eers glo, dan sal jy sien. So geloof maak die onsigbare sigbaar. Geloof bring die antwoord in ons lewe. Nou jy weet, ons as mens is so geneig om ons geloof hoofsaaklik te wil inspann vir aardse goed. Ons glo die Here vir wonderwerke, ons glo die Here vir 'n deurbraak, ons glo die Here vir jou finansies, dat jy jou huishuur sal betaal, jou paemente sal betaal, ons glo dat jy al jou skuld sal kan betaal, en dat daar nog geld sal oorwees vir kos. En ons mag die Here, moet my nie verkeerd verstaan vanoggend nie, jy mag die Here glo en vertrou vir hierdie finansies en hierdie aardse goed. Jy mag. Maar dis aardse goed, nee. En dan sê Jesus in sy woord vir ons, hy sê, soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou, wat wil die Here dan vir ons sê? Dit wil vir ons eerstens sê, dat geloof wil vir ons bring in verhouding met Jesus. Jy sien, ek glo die Here wil werklik vir ons sê, dat ons weer die prioriteite sal regkry. Die Here sê nie wanneer hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dat al hierdie ander goed is niks seggend en jy mag hom nie daarvoor vertrou nie. Maar ongelukkig, in baie mense se lewens, is dit andersom. Dis heeltyd 'n gesoek van dit en dit en dit, en die prioriteit van Jesus is daar. So die Here wil hê dat ons geloof sal inspann
om in verhouding met hom te kom. Dat ons geloof sal gebruik om geestelik te groei. Dis God se hart, om geestelik te groei. En terwyl jy die Here vertrou vir aardse goed en dinge, vergeet dit nie vir een oomblik, Here, maar ek wil geestelik groei. Meer as alles, ek gloei daarvoor. Ek gloei verhouding. Ek gloei vir verdieping. Nou Jesus sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Jy sien, geloof wil vir ons bring by 'n in Jesus lewe. Dit wil ons bring by wynstok lewe. Dis die ware funksie, doel van geloof. Dit wil ons bring by vrug dra. Jesus sê, wie in my bly en ek in hom, hy sal veel vrug dra. Jy weet, jy glo die Here vir aardse goed, maar hoeveel van daai geloof gebruik jy om die Here te glo vir verhoudingslewe en vir groei en verdieping? Nou tweedens wil geloof vir ons bring by verandering. Jy moet kan glo dat die Here kan en wil jou verander. Hy kan jou verander van jou ongeduld en van jou humeur en van jou angs en jou twyfel en jou vrees en jou negativiteit en die moedeloosheid wat so maklik wil inskop. Al daai goed wat baie keer vir jou vashou en terughou. Jy moet kan glo, die Here kan jou verander. Jy moet kan glo dat die Here jou meer liefdevol kan maak, meer sagmoedig, meer minsaam, meer vrede liewend, wat dit ook al mag wees. Jy moet kan glo dat die Here dit vir jou kan doen. Nou, daar's altyd soveel ruimte. Miskien sit jy vanoggend en as mense wat sê, wow, ek het so baie om te verander. Miskien is daar ander mense wat sê, maar ek het al verander, so baie. Dan wil ek vir jou sê, daar steeds ruimte om te verander in jou lewe. En dit moet die prioriteit in jou lewe wees. Nee, hierdie aardse goed nie. En dan derdens, en hiermee gaan ek volstaan, wil geloof by ons kweek volharding. Jy weet, in hierdie lewe, dis maar 'n reis op pad na die ewigheid, né? Gebeur daar baie goed met ons. En almal van ons het dit al ervaar. Daar kom teleurstelling, daar kom ongelukke, daar kom swaar, daar kom moeilik, daar kom hartseer en daar kom al hierdie goed. Ons pad langs. En dan is dit geloof wat ons deur dit alles wil dra en wil vat. Jy weet, al doen mense wat. En dan sal altyd mense wees wat dit en dat doen, waarvoor ons nie hou nie, of wat jou ongelukkig maak, of wat jou pla. En dan sal mense wat ook al doen. En dan sal hulle ook al wat sê. Dan is dit geloof wat vir jou sê, maar hou aan om die Here te doen. Jy sien, dit is die eintlike doel van geloof, om vir ons te laat volhard, om ons deur te vat, deur al hierdie goed. Jy weet, 'n wonderlike voorbeeld in die Bybel vir my is altyd Paulus. Nou, wanneer ons lees in Handelinge, dan sien ons, hy het so geweldig baie ervarings in hierdie lewe gehad. Hulle het hom met klippe gegooi, hulle gestenig, hulle het hom met stokke geslaan, hy was in die tronk, hy skipbreek gelei, enige moontlike iets wat kon gebeur, het met Paulus gebeur.
En dan kom hy aan die einde van sy lewe en hy sê hierdie woorde wat ons baie goed ken. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hy sê, ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. Jy sien wat hy eintlik sê? Die groot saak is die geloof. As hy nie aan die geloof vasgehou het nie, sou hy dit nie gemaak het nie. So hy kon deur dit alles gaan, deur hierdie feit, ek het die geloof behou. Ons leef in 'n tyd wat die Here vir ons, as sy kinders sê, u wat ernstig is om die Here te dien, en ek glo elkeen hier is ernstig om die Here te dien, dan wil die Here sê, gebruik jou geloof om te volhard, om vas te staan en my te dien. Jy weet, daar's 'n woord in die Bybel wat sê lydsaamheid. Nou ek het hom gaan naslaan in die verklarende woordeboek, en lydsaamheid sê taaie uithou vermoë. Groot, né? Taaie uithou vermoë. Dis wat hierdie lewe van ons vra. U en ek gaan dit nodig kry wanneer dinge kom. God wil nie hê jy moet gaan sit, weghardloop, moedeloos word nie. God wil hê dat deur geloof ons kan sterk word, dat daar durf in ons kan kom en ons kan sê, Here, hierdie geloof wat U in my gegee het, ek gaan hom reg gebruik. Ek gaan volhard, ek gaan vas staan, ek gaan U dien. Taai soos 'n ratel. Jy weet, Jesus sê by sekere geleentheid sê hy sê wanneer die Seun van die mens gaan kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Nou wat wil Jesus sê? Jesus wil sê dat in die laaste tyd waarin ons leef, gaan dit swaar en moeilik word. En Jesus wil sê, gaan julle dan julle geloof gebruik net vir die aardse, die tydelike, of gaan die mensdom sy geloof inspann vir dit wat werklik nodig is om verhouding met Jesus te hê, om werklik verdiep te wees in die Gees en om werklik te verander, werklik volharding in jou te hê. So God bring vir ons by 'n tyd en 'n plek wat ons erns sal neem met volharding en te besef, maar ek het geloof nodig. Nou, die Bybel sê ook vir ons, hy sê ons wandel deur geloof en nie deur die sigbare dinge nie. En mag die Here vir ons help dat ons fokus reg sal inskop en dat ons werklik erns sal maak om te sê, Here, in my hart wil ek die prioriteit wat U in die woord van my neerlê, om verhouding met U te hê. Dis wat ek wil nastreef. Here, geestelike groei. Ek wil verander, wil die mens word, en ek wil volharding in my gees en in my hart, my binneste, wil ek dit hê. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie vir U woord, wat vir ons hoop gee. Dit sê vir ons, dat Paulus het deur hierdie lewe gekom, en hy het klaargemaak, hy het die goeie stryd gestry, want hy het die geloof behou. En vanoggend wil U vir ons sê, elkeen van ons, dat U wil hê, ons moet klaarmaak, ons moet hierdie wedloop klaarmaak. U wil vir ons sê, ons moet vashou aan die geloof, vashou in U, en Here, ons moet U soek, U koninkryk, U eerste stel. Ons wil verhouding met U hê, 'n liefdesverhouding, dat daar kommunikasie tussen ons kan wees. Ons smag na geestelike groei, geestelike verdieping. Here, om nie net te bly waar ons was nie. Ons bid dat daar ook verandering kan intree in ons lewens. Dit wat U nie behaag nie, dit wat U nie wil hê nie,
Here, ons glo U, ons glo U, dit kan verander. Dinge kan vir ons afval, dit kan verbeter, en Here, ons kan die manne en die vroue, die seuns en die dogters wees, wat U graag wil hê, wat ons moet wees. En in besonder wil ek ook dan in hierdie oggend bid, vir hulle wat moontlik sê, hulle stryd is hewig, hulle voel dis swaar, hulle voel die las van die lewe wat druk, wil ek bid dat U vir hulle verligting gee, en Here, te midde van die swaar en die seer moontlik, dat hulle sal weet, U is 'n goeie herder, U sal nooit die skape in die steek laat nie. En Here, wanneer hulle fokus werklik weer by U uitbring, sal U ook intree en inwerk op hierdie tydelike en op hierdie aardse goed en dinge. Here, U wil ook hê, nou dat ons 'n aktiewe geloof in U het, wil U ook hê dat ons dit steeds nou sal groei, laat groei en beoefen in U, en Here, om werklik op U woord en op U beloftes te staan. Ek wil bid, maak elkeen van ons sterk in U, vir vandag en môre en oormôre. Here, want geloof wil die onsigbare sigbaar maak. Ons wil by die eindbestemming uitkom, by die ewige hemel, heerlikheid. En Here, dis net geloof wat vir ons gaan deurvat. En U genade is genoeg vir vandag en ook vir môre. En daarom wil hy ons moet glo vir vandag, en môre sal ons moet glo vir môre. En so sal ons elke dag van ons lewe, solank as hy ons spaar, sal ons hier moet glo vir elke volgende dag, elke volgende situasie. En dankie vir U woord, Here, en hou vir ons en help vir ons om op hierdie twee bene te staan wat U vir ons gee. Geloof en liefde, en dat ons vorentoe kan beweeg in die wondernaam van Jesus Christus. Seën elkeen in hierdie oggend. Bid dit uit genade in Jesus naam. Amen.